Goeiemôre aan almal en baie welkom by ons erediens hier by die gemeente NG Kempton Park Oos. Ag geliefdes, is altyd so lekker om hierdie tyd saam met julle te spandeer. Dis 'n voorreg dat ons kan stil staan by die woord van God en ons is ook so dankbaar dat julle die tyd geneem het om hier by ons as gemeente in te skakel. So daar van waar ook al af julle inskakel, dit mag dalk ver in die land wees, mag dalk aan die ander kant van die wêreld wees. Ons hoop dat dit goed gaan en ook seën so vir julle die pad vorentoe. En dan geliefdes, die van julle wat, dalk nou nie so gelukkig was oor die weer die afgelope paar maande nie, kyk, ons het nie 'n ordentlike somer gehad nie. Ek dink almal van ons kan tot 'n mate saamstem, maar tot en met middel Januarie se kant, was dit nie so warm soos wat dit vorige jare was nie. Wel, ek dink ons almal kan ook al te goed saamstem, dit het ewe skielik warm geword. So geliefdes, ek deel maar weer wat ek elke jaar deel, as dit baie warm word, ek is lekker jaloers vir die van julle wat 'n swembad het, en die van ons wat nou nie so iets het nie, moet nou maar terugkeer na wat ons gedoen het toe ons kinders was. Die sproeier wat maar buite in die grasperk gesit word en ons wat maar daarin op en af hardloop. So geliefdes, die van julle wat dalk nou 'n bietjie te warm kry, is dalk nie 'n slegte idee nie. Maar geliefdes, ek deel graag net 'n paar afkondigings voordat ons met die erediens begin. Die Bybelstudie en die CIP het weer hervat vir die jaar. Die Bybelstudie is elke tweede Dinsdag om 10:00 die oggend en die CIP is elke tweede Donderdag om 6:30 die aand. En Dominee Braam lei albei van hierdie geleenthede en hierdie jaar gaan hy grotendeels fokus op temas gesentreerd rondom back to the basics. So geliefdes, enige een van julle wat naby is of graag sal wil inskakel, julle kan gerus die kerkkantoor kontak. Ek weet self, ek het al 'n paar van hulle bygewoon, dit is baie insiggewend en 'n mens kuier en leer so lekker saam. En geliefdes, dan laastens, indien daar enige een van julle is of indien julle dalk van iemand weet wie volwasse belydenis graag sal wil aflê, wie dit nie gedoen het toe hulle op skool was nie, daar is ook geleentheid vir dit. Ons het 'n paar mense wie graag 'n pad so wil stap en dit graag sal wil doen, so julle kan gerus ook die kerkkantoor kontak. Maar geliefdes, dit ons afkondigings, kom ons word stil en ek begin vir ons die erediens deur 'n wotum te lees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, en deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie dat ons kan rustig raak by u voete. Dankie dat ons vir 'n oomblik kan ontsnap van die realiteit in ons eie lewens. Here, baie van ons is oorweldig, is uitgeput, is moeg, sien eintlik nie eens meer kans vir die jaar wat voorlê nie. Daar het al soveel gebeur en dit voel asof die lewe soms net aanhou stamp en aanhou stoot en ons weet nie meer hoe om dit teen te staan nie. Daarom wil ons vir u kom dankie sê vir die geleentheid, dat al is dit net vir 30-40 minute, waar ons bietjie van alles kan ontsnap, waar ons gedagtes en ons harte op u kan rig, en dat ons daarmee saam ook weet, my Here, u is teenwoordig. Nie net hier in hierdie heilige oomblik nie, my Here, waar ons weer terugkeer na ons normale lewens toe, waar ons weer terugkeer na ons werk toe. Here, daar is u ook. Ons is die wat soms net bietjie stomp raak, nie sensitief genoeg is vir u hande, u liefde en u leiding nie. Here, ons wil vir u werklik kom vra, dring deur tot ons harte. Here, bring 'n vernuwing van hart vir ons, 'n toewyding aan u. Dat ons na u waarheid kan kyk en Here, dit aanskou as absoluut ons eie. Dat ons hierdie wêreld kan instap, wetend, my Here, u het vir ons aan die kruis gesterf. Nie omdat ons dit verdien nie. Nie omdat ons enigsins iets bygedra het, of ons saak voor God kon regstel nie, maar omdat u vir ons lief is, en uit genade alleen. Maar Here, terselfdertyd erken ons ook, ons verstaan nie eintlik dit nie.
Ons verstaan nie waarom ons so baie ontvang het, waarom U so baie vir ons gee en steeds doen nie. Dit maak nie sin nie. Maar daarom wil ons vir U ook dankie sê vir die leiding van die Gees, wat op ons harte kom druk, Here, maar party dinge in hierdie lewe moet ons nie kan uitverklaar nie, moet ons nie kan verstaan nie. Soms moet ons net terugval en sê, ons glo en ons vertrou in U. Here, help ons hierdie week, hierdie res van die jaar, Here, waar ons ook al nood het, dat ons altyd aan U sal vashou, dat ons troos by U sal vind, hoop in U sal plaas, en Here, ook so met 'n nuwe hart, elke dag na U toe kan keer en sê, my Here, my God, ek wil saam U 'n pad stap, ek wil van U elke liewe dag leer, en ek wil hê U moet my gebruik, daar waar ek is. Ons dankie, Here. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir die dag kom uit Micha 6, ons gaan daarvan vers 1 tot en met 8 lees, al gaan ook 1 of 2 ander gedeeltes wees waar ons na Romeine gaan kyk en Kolossense, ook vinnig na Jesaja, maar dit sal wel op die skerm verskyn. Verbeel jouself die volgende net vir 'n oomblik. Na 'n lang en harde dag by die werk, kan by die skool wees of universiteit, kom ons terug by die huis, ons is moeg, ons is uitgeput, dalk bietjie geïrriteerd oor klomp dinge wat gebeur het. Maar ons maak die besluit, ons gaan hierdie dag se pos gaan. Nou, dit kan fisiese pos wees, wat ons uit die posbus gaan haal, let wel, dit is nie meer so algemeen vandag nie, of dit kan elektroniese pos wees, of e-pos, irrelevant van die twee. Ons gaan hierdie dag se pos, en meerderheid daarvan, wat ons maar elke keer ontvang. Klomp onnodige advertensies, vreemde dinge en kontrakte wat aan ons afgesmeer wil word. Dalk 'n rekening of 2, nou nie so opgewonde daaroor nie, maar dis seker maar die realiteit. Niks niets nie. Maar soos ons verder lees, deur ons dagse nuus of pos gaan, sien ons 'n dokument waar daar al te groot opgeskrewe staan, dringende aandag vereis. Nou wat verg ons dringende aandag vandag van alle dae? Ons maak het oop, ons is tog nuuskierige wesens, is ons nie. Maar ongelukkig is dit nie goeie nuus nie. Dit is 'n dagvaarding en ons moet in die hof verskyn. Ons harte staan stil, ons raak angstig. Ons begin dink, maar wat het ons verkeerd gedoen? Wie het ons enigstens 'n onreg aangedoen? Ons lees verder om bietjie meer inligting te probeer kry. Daar staan ons word aangekla, omdat ons nie ons verantwoordelikhede en pligte nagekom het nie. Jo, maar watter verantwoordelikhede, watter pligte word hiervan gepraat? Ons begin nou werklik stres, want in watter moeilikheid het ons nou beland? Ons hou aan lees en ons sien die naam van die aanklaer en ons is stom geslaan. Die aanklaer is God. God is die een wat ons hof toeneem, omdat ons nie ons ooreenkomste en pligte binne ons verhouding met hom nagekom het nie. Geliefdes, wat sal julle reaksie wees as dit werklik gebeur het? As ons tot die podium geroep word om te antwoord op alles wat ons al verkeerd gedoen het. Sal ons dit durf om daardie dag in die hof te verskyn? Of gaan ons te bang wees vir die uiteinde en die vonnis, dat ons eerder gaan vlug vir ons lewens? Vanoggend se skriflesing het met 'n soortgelyke situasie uit te waai. En die skrywer van Micha dra hierdie hofsaakbeeld oor om 'n baie besonderse en 'n kragtige boodskap aan die Israeliete oor te dra. Binne in hierdie metafoor is die mens die aangeklaagde. God is die aanklaer, en dan kry ons God se ganse skepping wat as getuies dien tot hierdie saak. 'n Baie unieke beeld, maar tog 'n besonderse manier om dit oor te dra. So geliefdes, met dit, kom ons lees vanoggend se skriflesing saam, Micha 6 van vers 1 tot 8. Hoor wat die Here sê, maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het.
Die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. Ek het jou uit Egipte gebring. Ek het jou uit die plek van slawerny gered. Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Miriam. My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab en wat Bileam seun van Beor hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal en weet dat die Here julle oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan? Met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Pragtig is dit nie? Amper 'n kosmiese verhoor, as ons dit so kan stel, wat besig is om hier af te speel. Nou voordat ons bietjie meer in diepte gaan delf in die teks in, wil ek graag net bietjie die nodige agtergrond gee, want dit is in die konteks waar ons uitvind, maar wat is die klag wat God teen die Israeliete rig? Die boek is geskryf deur Micha self, en hy het as profeet gedien in 'n tydperk waar die Israeliete hulle verbond met God begin verontagsaam het. Hulle het dit nie meer as waardig of enigsins as belangrik beskou nie. Kortliks opgesom, God het met Abraham en Abraham se hele nageslag 'n verbond gesluit. Nou, 'n verbond is 'n baie groot Bybelse woord, wat basies beteken hulle het 'n verhouding ingetree. En binne in hierdie nuwe verhouding of dan verbond, het elkeen beloof om sekere verantwoordelikhede na te kom. God het die volgende beloof: dat Abraham en sy hele nageslag sal laat groei, hy sal hulle tot 'n groot nasie maak, die albekende woorde soveel soos die sterre in die lug en die sand in die see. Hy het verder beloof dat Abraham se nageslag tot die beloofde land toe gebring sal word, en dit het gebeur. En vinnig net op 'n kantnota, dit is waar die gebeure van vandag se skriflesing afspeel in Kanaan, let wel baie jare nadat hulle oorspronklik die land ingevaar het. Dan het God verder ook beloof dat God sal vloek wie Abraham en sy nageslag vloek, en God sal seën wie Abraham en sy nageslag seën, en laastens dat God sal Abraham se nageslag se God bly, en dat dit 'n blywende verbond is. Bedoelende, die pad vorentoe vir so lank as wat tyd aangaan, sal God die nageslag van Abraham se God wees. Die ander kant van die muntstuk, die verantwoordelikhede wat die mens binne hierdie verbond het. Hulle moet gehoorsaam wees in God en hulle moet aan hom vertrou. Hulle moet gehoorsaam wees aan die wet van Moses. Hulle moet as heiliges leef, 'n baie bekende beginsel in die Ou Testament. God het vir sy mense, sy volgelinge gesê, maar ek is heilig. Daarom moet julle ook heilig wees. Wat 'n roeping was van leef anders as al die ander grensende nasies rondom julle. En laastens was een van die mense se verantwoordelikhede ook dat hulle God en God alleen moet bid, bedoelende geen afgode nie. En geliefdes, soos ek al van tevore ook uitgelig het, 'n verbond was 'n baie ernstige vorm van 'n verhouding. Ek het al van tevore die beeld gebruik, dis soos 'n pinky swear, wat boetie en sussie as hulle jonger is gebruik. Nou, dis bietjie baie meer ernstig as dit. 'n Persoon het nie sommer in die vroeë jare 'n verbond ligtelik opgevat of ligtelik in een ingetree of dit enigstens verbreek nie, want die straf tot een wat jou verantwoordelikhede in die verbond nie nakom nie, was die dood. So wat presies het die Israeliete dan in die omstandighede, die konteks van die gedeelte wat ons lees, wat het hulle gedoen, laat hulle die verbond met God verontagsaam het? Wel, die leiers van Israel het hulle medegelowiges begin uitbuit. Hulle het bo-op en bo-oor hulle getrap om hulself te bevorder. Hulle het ander mense, hulle naaste, se grond, se lande het hulle vir hulself gevat, dit gesteel, en dit later aan verkoop en die geld in hulle eie sakke ingedruk. En die wie se land dit oorspronklik was, maar net gelos, dat hulle vir hulself moet probeer sorg.
Hulle het onregverdig opgetree binne 'n groter gemeenskap van God. En die ergste van alles is, hulle was die leiers wie veronderstel was om hierdie nasie op te bou en te beskerm. Saam met dit die ander profete, bedoelende nou nie Micha ingesluit nie, wie veronderstel was om God se wil aan die mense, aan die nasie bekend te maak, soos wat Micha gedoen het, hulle die nasie ook begin uitbuit. En hulle dinge begin sê, maar die wie die meeste geld vir my sal gee, vir julle sal ek seën. Nee, nog beter, ek sal God se grootste seën vir julle en vir julle alleen vra. Want onthou, 'n profeet het as tussenganger gedien, tussen die nasie en God. So, indien genoeg geld vir hierdie korrupte profete gegee was, dan het hulle gesê, maar ek sal vir God gaan vra vir sy grootste seën op julle. So hulle verantwoordelikheid as profeet, wat eintlik 'n absolute eer en 'n voorregte roeping is, het hulle misbruik om hulle eie sakke vol te maak. So in ander woorde, en let wel, hierdie is maar net van die probleme wat daar was, het die Israeliete nie net hulle verbond met God verontagsaam nie, hulle het dit totaal en al verbreek. En dit is waarom die mens in die gedeelte van vandag in Micha 6 alself in die beskuldigde bank vind, waarvoor God hulle aankla. En die vonnis wat op die tafel is, indien hulle wel skuldig bevind gaan word, is die dood. Geliefdes, dit die nodige agtergrond. Kom ons kyk wat die res van die teks het om te sê. Ons begin by vers 3, want vers 1 en 2 is net hierdie mooi uitbeelding van hoe hierdie kosmiese hofbevel of verhoor na vore kom. Vers 3, dit sê: My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. Alhoewel God die aanklaer is, wat vir ons dalk die idee gee, maar God is kwaad en hy staan vir wat reg is en hy gaan beklei vir wat reg is, klink dit asof hierdie vraag wat die Here vra, uit 'n plek van hartseer en teleurstelling kom. Amper asof God besig is om vir sy kinders te vra, maar wat het ek al ooit aan julle verkeerd gedoen? Dat julle nou so moet optree? Waar het ek julle al moeg gemaak, of waar het ek al ooit so las op julle skouers gesit, dat julle nie eens meer bereid is om 'n pad saam met my te stap nie? Baie interessant, God se eerste argument, sy openingsverklaring binne hierdie kosmiese hofsaak, as ons dit so kan stel, doen nie 'n beroep op straf nie, maar eerder op herinnering. God begin glad nie sy openingsargument deur te sê, maar onthou julle daai keer, ja, julle die verbond verbreek. Onthou julle daai ander keer, ja, julle het ook die verbond verbreek, en moenie eens laat ons begin praat oor daardie ander, julle totaal en al julle rins op my gedraai, glad nie, inteendeel, God reik uit na die verbondsvolk met simpatie. Hy nader die aangeklaagde met omgee, met deernis, en hy help hulle herinner aan alles wat hy al vir hulle gedoen het. In vers 4 staan daar dat God het hulle gered uit slawerny, uit Egipte uit, en dat hy Moses, Aaron en Miriam, hulle suster, gebruik het om so die mense te help. Bedoelende, God het nie van die Israeliete vergeet toe hulle in hierdie moeilike situasie vasgevang is nie. God het nie teen sy verbond gegaan of sy verbond verbreek nie. Hy het ingetree toe hulle onder druk was en hy het hulle gelei na die beloofde land toe. In vers 5a lees ons van koning Balak van Moab, wie die koning van die Moabiete was. Kortliks opgesom, koning Balak was baie bang vir die Israeliete gewees. Hy het gesien hoe groot en hoe magtig hulle was, en hy was bang dat hulle hom totaal en al sal oorneem en sy land vir homself vat. Hy het toe vir Bileam, seun van Beor, gevra om die Israeliete te vervloek, God se grootste vloek op hulle uit te bring. Hoopelik sou dit die situasie verbeter. Baie interessant, God het met Bileam, wie die koning geroep het om hulle te vervloek, het God op verskeie plekke gepraat en hom gebruik om sy wil aan mense bekend te maak, al was hy nie deel van die uitverkore volk nie. So basies wat toe gebeur het is, toe Bileam die Israeliete wou vervloek, het hy eerder deur die leiding van God hulle geseën. In hierdie kosmiese hofsaak kom lig God uit. Kyk waar het ek vir julle ingetree. Julle het as slawe gedien en ek het julle bevry. Iemand wou julle vervloek, het julle tot die grond bring,
ek het ingetree en ek het dit verander tot 'n seën. In vers 5b staan daar dat hulle moet dink tussen alles, tussen Sittim en Gilgal. Nou hierdie was twee belangrike plekke in die geskiedenis van die Israeliete. Sittim was die laaste kampplek voordat hulle die groot Jordaanrivier gekruis het en die beloofde land ingevaar het. En Gilgal was die heel eerste kampplek binne die beloofde land. So God probeer aan hulle oordra, dink aan alles wat gebeur het van buite die beloofde land tot binne hierdie beloofde land, tussen hierdie twee gebiede. God probeer hulle herinner deur oor te dra, toe julle die Jordaan gekruis het. Onthou julle dit was droog, en droog bedoel nie, daar was water nie. God het vir hulle 'n opening gemaak, dat hulle droogvoet deur die Jordaan kon loop. Hy sê vir hulle, ek het dit vir julle gedoen. Julle wat die beloofde land ingevaar het, dis te danke aan ek, julle God, wat nie my belofte verbreek het nie, wat nie teen die verbond gegaan het nie. Onthou die besnydenis, die teken van die verbond. Ons wat hierdie verbond vernuwe het, al het julle die verbond verbreek, ek het aangehou aan julle, ek het julle versorg. Ek het julle 'n nuwe lewe hier in Kanaan gegee. Ek het julle oorwinning gegee oor die Kanaaniete. Dit wys dat God hulle nie net beskerm het nie, hy het hulle gelei en hoe lojaal God teenoor hulle was. Die volgende vers 6, is dit die mens wat aan die woord is, sodra Micha, die skrywer, dit oor, en hier gebeur iets baie interessant. Binne hierdie kosmiese hofsaak verdedig die mens nie veel hulle optrede nie. Ons sien nie hoe hulle uitroep en sê maar hierdie of daardie of nee. Inteendeel, al wat hulle probeer doen is hulle probeer tot 'n oplossing kom. Hulle probeer vasstel, maar ja, ons het die verbond verbreek, wat kan ons nou na God toe saamvat om ons saak reg te stel? Micha doen hierdie doelbewus, hy dra dit doelbewus op hierdie manier oor, om 'n baie belangrike punt oor te dra. En dit is die absurdheid van 'n transaksionele verhouding met God. Die hele beginsel, die hele idee, dat R1000 of 10.000 offers olie 'n oplossing sal wees tot hulle probleme. Hulle gaan tot so ver en dink, maar wat van 'n eersgeborene? Dit moet seker dan ons vonnis, ons hele saak opklaar, moet dit nie. Die Here moet seker dan baie dankbaar wees as ons eersgeborene aan hom sal gee. Ongelukkig was hierdie die uitkyk wat baie van die Israeliete destyds gehad het. Hulle beskouing was, ons het oortree. Ja, ons het nie ons verantwoordelikhede en ons pligte nagekom binne die verbond nie, maar moenie bekommer nie. Ons hoef net 'n offer of 100 of 1000 of 10.000 offers aan die Here oordra en dan so saak reg. En die leiers wat almal so besteel het, vir hulle was dit nie 'n probleem nie, hulle het maklik hierdie offers aan die Here oorgedra, so hulle het amper 'n loophole gekry rakende hoe hulle self kan bevry. Die Jode was onder die indruk, maar wat werklik belangrik was eerder hulle gehoorsaamheid aan verskeie rituele. Dis wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Bedoelende, hulle het gesê, maar sondeoffers, dit is waar ons bevryding is, dit is wat belangrik is. Diereoffers, ons moet aandag daaraan gee, dit is wat God van ons wil hê. En op een of ander vreemde manier het hulle tot die idee gekom, maar kinderoffers, dit is wat die Here wil hê, wat absoluut absurd is. Hulle het geglo dat hulle hulself kon bevry van enige vonnis. En dit is hoekom hulle nie 'n nut daarin gesien het om hulle saak te verdedig nie. En omdat hulle hierdie verwronge beskouing van hulle verhouding met God gehad het, kon hulle nie sien, maar wat God eintlik van hulle gevra het, was gehoorsaamheid en 'n vernuwing van hart. Dit is hoekom Micha in vers 8 op 'n besonderse manier hierop reageer. Ek lees dit graag weer vir julle. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Micha probeer die boodskap aan hulle oordra, julle wat so vashou aan rituele gehoorsaamheid.
Hoekom? Julle weet wat God van julle vra. Hy het dit al hoe lank terug en hoeveel kere aan julle bekend gemaak. Kom ons kyk bietjie meer in diepte na wat Micha vir hulle vra binne hulle konteks. Hy sê maar God vra dat julle reg sal laat geskied. Bedoelende dat julle sal ophou om mekaar uit te byt. Dat julle regverdig sal optree teenoor almal en dat julle daardeur erkenning sal gee aan God se wil. Julle almal is sy kinders. God vra dat julle liefde en trou sal bewys. In hierdie spesifieke vers, die liefde en trou word nie as twee afsonderlike woorde in die Hebreëus gesien nie, maar eerder as een, hedes. En basies opgesom, hedes verwys na liefde tussen 'n verbondsvolk, of dan verbondsliefde. Dit is nie 'n gevoel nie, dit is 'n keuse wat hulle vir mekaar maak. Vir mekaar uit te kyk, mekaar nie verder uit te byt, die betroubaar te wees, te ondersteun, in liefde mekaar toe om te keer. En laastens, God vra dat hulle bedagsaam voor hom sal leef. Bedoelende dat elkeen daar in die teenwoordigheid van God moet leef, dat hulle nederig van hart moet wees, alself nie beter en belangriker as ander beskou nie. Dat hulle mekaar moet in ag neem, want dit is wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. In ander woorde sê Micha vir hulle, julle probeer deur allerhande offers vir die Here te gee, julle saak reg te stel. Julle wat julle verbond met hom verbreek het. Maar julle weet wat God van julle vra. Keer terug na die belofte wat gegrond is in die verbond met hom. Wees gehoorsaam aan hom. Vertrou hom in alles wat julle doen, wees gehoorsaam aan sy wet, leef as heilig is en aanbid hom en hom alleen. So geliefdes, wat beteken hierdie kosmiese hofsaak vir ons vandag? Want as ons dood eerlik moet wees, 'n uitspraak word nie gelewer nie. 'n vonnis is nie opgelê nie en die einde hiervan is nie met ons gedeel nie. Wel, dit is, net nie in hierdie spesifieke gedeelte nie. Ek wil die beeld waarmee ek die erediens begin het en dit wat Micha ook gebruik het, wil ek bietjie verder op uitbrei. Ons is deur God aangekla. Julle mag dalk nou dink en wonder, maar dis bietjie swaar, dis bietjie regheid in hart, hoekom sal God ons nou aanklaar? Wel, geliefdes, want hy is 'n regverdige God. Ons het nie ons verantwoordelikhede en ons pligte binne ons verhouding met God nagekom nie. En daar is 'n prys te betaal. Ons het ons verbond met hom verbreek en ons is skuldig bevind. Maar toe die vonnis opgelê moes word, het daar iets besonders gebeur. Ons moes die doodstraf ontvang het. Ons moes in boeye uit die hof weggeneem word. Maar voordat enige iets van dit kon gebeur, het God gesê, my kinders, ek gaan julle nie oorlaat aan julle vonnis nie. Ek gaan iemand in julle plek stuur, my seun, Jesus Christus, wie namens julle hierdie prys sal afbetaal. Nie omdat julle dit verdien nie. Nie omdat julle berou nie. Nie omdat julle sekere wette of rituele nakom nie, maar uit my genade en liefde alleen. Jesaja 53 vers 5 sê dit vir my op 'n harde, maar 'n baie mooi manier. Ek lees dit graag. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Geliefde, saam met dit lees ek ook graag vir ons Romeine 3, vers 21 tot 26, en ek gaan direk daarna Kolossense 2, vers 12 tot 13 lees. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien,
op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Dan Kolossense 2, vers 12 tot 13. Julle was dood, deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Jesus Christus het vir ons aan die kruis gesterf. Hy het die finale prys vir ons betaal. En deur sy lewe op te offer, is ons vrygemaak. Geliefdes, as dit julle oortuiging vandag is, as julle dit met julle hele hart, julle hele wese, die hele bestaan glo, kom ons reageer op Micha se woorde in vers 8, deur regverdig, liefdevol en bedagsaam te leef teenoor mekaar, want dit is wat God van ons vra. Hy vra nie dat ons saak voor hom moet regstel nie. Hy vra nie betaling vir dit wat ons verkeerd gedoen het nie. Hy hou nie boek van die kwaad nie. Hy vra nie van ons 'n obsessiewe gehoorsaamheid aan die verskillende rituele en elke liewe wet wat daar is nie. Hy vra bloot 'n vernuwing van hart, 'n toewyding aan hom, waar ons in alles wat ons doen, na hom toe sal draai. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, uit die diepte van ons harte wil ons vandag vir U kom dankie sê. Dankie dat U in ons plek ons vonnis afbetaal het. Maar ek vra ook so, Here, dat U ons harte sal oopbreek vir wat dit werklik beteken. U wat sonder sonde was, die vlekkelose lam, is na die slagpale toe gestuur. Here, U het gelei, U liggaam was gebreek vir ons. Ons verstaan nie hoekom nie. Dit maak nie vir ons sin nie. Maar Here, ons glo en ons vertrou en ons weet dat dit uit liefde en genade gedoen is. Maar help asseblief dat die waarheid hiervan werklik ons harte sal deurdring. Dat ons 'n lewe sal leef wat getuig van presies dit wat Micha van die Israeliete destyds gevra het. Dat ons regverdig, liefdevol en bedagsaam sal leef. Here, dit is wat dit beteken om U kinders te wees. Ons dankie en ons prys U heilige naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.